Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om weer by mekaar te kom. Here, en al is ons nie soms fisies by mekaar nie, weet ons, U is ook deur die Gees teenwoordig en so is U Gees ook die gemeene deler tussen ons as geloofsfamilie. Here, waar ons vanoggend dalk hier is en ons is dalk gespanne oor die week wat was of kom, of ons kyk dalk bietjie later omdat die Sondag te chaoties was, weet ons, U is nog steeds hier, U is die soekende God en U ontmoet ons hier waar ons is vanoggend, of wanneer ook al ons na hierdie kyk. Here, gee ons dan ook so die rustigheid, laat die Gees ons ook rustig maak, sodat ons op U kan fokus, en wat U deur U Gees, en ook so deur die woord op ons harte wil skryf, voordat in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ons leef in 'n tyd waar mense ongelooflik seker is van hulle standpunte. As 'n mens na openbare gesprekke luister oor politiek, oor geloof, oor wat tans aangaan in die wêreld, dan hoor jy baie dikwels mense wat praat asof hulle presies weet hoe dinge werk, asook dalk presies die rede hoekom dinge gebeur en uitspeel soos wat dit doen. Mense praat met verskriklike groot oortuiging, selfs met absolute sekerheid. En ek wil so ver gaan om te sê, hulle is so selfverseker dat dit 'n absolute waarheid word. En dan word almal vasgevang in hierdie waarheid. Dan word dit amper geprojekteer en geforseer op almal om te sê, maar dit is die absolute waarheid. Sielkundige navorsing, wat vir my baie interessant is, as jy dalk gehoor het al ooit van die Dunning-Kruger effek, wys vir ons iets baie interessant as ons hierdie vraag vra. Mense wat die sekerste is oor hulle standpunte, is nie altyd die mense wat die meeste of die beste dit verstaan nie. Soms gebeur juist die teenoorgestelde. Hoe minder ons weet, hoe meer seker voel ons oor ons opinies. Dit gebeur dalk miskien omdat ons as mense geneig is om juist dinge raak te sien slegs wat ons siening bevestig. Ons ignoreer die res. Ons voel ongemaklik wanneer die wêreld en konsepte en dinge wat gebeur anders is of half meer ingewikkeld is as wat ons voorspel of dink of kan begryp. Maar tog leef ons in 'n wêreld vandag waar daar dikwels baie meer verwarring is as ooit tevore. Dalk is dit omdat ons in 'n wêreld leef waar daar die meeste inligting nog ooit tevore het, as nog ooit in die wêreld was. En die digitale wêreld waarin ons leef maak dat ons almal gekonfronteer word of daarna kan gaan soek. Maar die moeilikheid is dat die meer inligting en die meer opinies beteken nie noodwendig daar is wysheid gepaard met dit nie. En dit laat my wonder en ek wil graag jou saamnooi om 'n bietjie te dink in die volgende paar minute. Wat as die grootste probleem nie is dat mense soms verkeerd is nie, maar dat mense dink hulle sien duidelik terwyl hulle eintlik blind is. Nou dit is juist die teks wat ons mee op fokus vandag, Johannes 9 vers 1 tot 40, 9 vers 1 tot 41, vergewe, wat jy speel met hierdie metafoor, maar 'n baie dieper betekenis daar gee van om te sien en om blind te wees. Nou die verhaal begin met 'n man wat blind gebore is. Maar teen die einde van die verhaal ontdek ons dat daar baie meer mense is in die storie wat blind is. Die verskil is net die man wat weet hy kan nie sien nie, terwyl die ander mense, godsdienstige leiers, die fariseërs, die kenners, hulle is so selfversekerd, hulle is so absoluut seker, dis hulle absolute waarheid, dan maak dit hulle blind. En dit is dalk waar ons vandag op wil fokus. Maar voor ons by die einde kom van hierdie probleem van blindheid en om te sien en nie, kom ons gaan kyk eers na die teks, Johannes 9 vers 1 tot 41. Dis 'n lang gedeelte, so ek gaan ongelukkig nie by al die verse kan stil staan nie. Jy kan gerus saam met die verhaal gaan lees of pause en dalk bietjie lees, maar ek gaan sekere kernverse vir ons uithaal, net om vir ons 'n goue lyn te probeer trek deur hierdie verhaal,
om die vloei van die verhaal vir ons te gee, maar juis met hierdie vraag wat ons op die tafel sit, van die verhouding tussen om te sien en blind te wees, en absolute waarde of absolute sekerheid, en kennis wat 'n mens blind maak, om hierdie vraag vir ons bietjie te probeer beantwoord, of ek dink die Here doen deur sy woord. So kom ons begin. Reg in die begin, Johannes 9. Wanneer Jesus 'n blinde man ontmoet, dan vra die disippels 'n vraag wat eintlik baie mense meer vra, spesifiek in hulle tyd, en dalk ons tyd ook. Lees ons in vers 2. Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind is? In ander woorde, wie se skuld is dit dat hy blind is? Nou hierdie probleem of hierdie vraag is ontstaan in 'n wêreld wat 'n baie eenvoudige formule vir ons gee. Miskien dink ons vandag nog so. Lyding moet iemand se skuld wees. Maar Jesus breek daai logika oop. Hy laat ons anders dink daaroor. Hy laat ons eintlik anders vra. Hy sê hierdie situasie gaan iets anders openbaar. Die werke van God. Maar dan is die optrede, dit wat Jesus doen, mag vir ons dalk vreemd lyk, vreemd klink, mag dalk sê dit is ongehoord, of hoekom doen hy dit, dit is onnodig. Maar wat hy doen sê vir ons iets baie moois. So, wat Jesus doen? Johannes vertel ons, Jesus spoeg op die grond, hy bak modderkoekies, hy maak modder aan uit die stof, en dan maak hy dit modderkoekie aan, en dan smeer hy dit op die blinde man se oë. Natuurlik gaan sê vir hom, gaan was jouself af, maar die detail wat vir ons is, mag dalk in die oomblik oor ons koppe gaan en sê, maar dit is mos nou onnodig. Jesus kon net gesê het, gaan was jouself, of aan hom gevat het om te gesê het, jy kan weer sien. Maar hierdie is nie toevallig nie. Dis baie simbolies, maar ook so iets teologies. Nou wat probeer ek daardeur sê? Dink terug saam met my aan Genesis. God skep die eerste mens, hoe? Uit stof uit. Hy skep die mens uit stof uit van die aarde. God buig af in Genesis na die aarde toe, hy maak sy hande vuil vol stof, dan blaas hy sy asem in die mens in. Dan skep hy die mens. Nou hier, Johannes 9 vers 6, sien ons weer hoe Jesus afpik aarde toe. Hy maak modder, hy maak sy hande vuil vol modder, vol stof, en dan raak hy die man se oë aan. So Johannes wil hê ons moet hierdie koneksie raak sien. Die God wat die mens in die begin in Genesis geskep het uit stof, is nou weer hier, en hy is weer besig om te skep. Om 'n volgende vlak van teologie vir ons op die tafel te sit, om vir ons te kommunikeer wie Jesus is die konteks van wanneer dit gebeur net so belangrik. Nou ons lees hier, Jesus doen hierdie op die Sabbat. Nou weer eens vir Johannes die skrywer is hier nie toevallig nie. Die Sabbat was die dag waarop God gerus het, nadat hy sy hande vuil gemaak het, die aarde geskep het. Die 7de dag, die dag wat die voltooiing van God se skepingswerk, sy skepingswerk vier en gedenk. So vir die Fariseërs, die opponente in hierdie verhaal, is die Sabbat heilig, juis omdat God rus en omdat God se skepping gevier word. Nou, op hierdie spesifieke dag, pik Jesus af na die grond toe, hy maak sy hande vol modder en hy gee die man sig, nuwe oë. So, wat hierdie eenvoudige daad vir ons sê van wie Jesus Christus is baie duidelik. Slegs die Skepper self het die reg om te skep op die Sabbat. Jesus skep hier op die Sabbat. So die Fariseërs se beskuldiging, hy kan nie God wees nie, want hy hou nie die Sabbat nie, is die mees ironiese vers in hierdie hele verhaal, juis omdat Jesus, God gebruik die Sabbat hier, om vir hulle te wys wie Jesus is, dat Jesus God is. Maar die opponente, die Fariseërs, gebruik juis dit, en hulle is so blind hiervoor. Hulle is so vas in hulle absolute sekerheid, dat hulle God se werke miskyk. Dit is so, om sê godsdienstige hartseer. So die een wat die begin geskep het, God, is hier ook, en hy skep weer, dis Jesus. En nou sien ons die reaksie van die Fariseërs, wat vir ons hierdie godsdienstige hartseer is, maar ook so vir ons iets wys van hierdie absolute sekerheid vir die blindheid as te ware.
Ironies is hier die konflik in hierdie verhaal, nie hier waar Jesus die man genees nie, maar dit kom na die tyd. Dit kom na die tyd, nadat die blinde man kan sien en homself gaan was het, en dan moet jy die teks gaan lees, jy moet lag as jy dit lees. Niemand kan glo dat hierdie man weer kan sien nie. Dit moet die mooiste, grootste dag in die man se lewe wees. Almal moet fees vier, maar niemand te doen nie. Almal beskuldig hom en sê, maar hoe kan jy sien? Wat het gebeur? Die fariseërs hoor hiervan en beskuldig hom en ondervra hom, nie meer as 2 keer. Hulle bring soms sy ouers op en hy sê, hoor nie, is hierdie jou seun wat blind was? Hoekom kan hy nou weer sien? So dit is so ironies. Maar ek dink Johannes skryf dit ook vir ons dat ons die hardkoppigheid, die absolute blindheid sien van die absolute sekerheid waarmee die fariseërs hier werk. So die fariseërs ondervra die man, nie omdat hulle graag wil weet wat hy gedoen het nie, maar omdat hierdie op die Sabbat gebeur het. So vir die fariseërs gaan dit hierdie oor, daar's 'n reël oortree, hulle fokus op die reël, maar hulle probeer die situasie beheer. Nou 9 vers 24, Johannes 9 vers 24, is hierdie kernvers vir my wat dit so hartseer op die tafel sit. Die fariseërs beskuldig hom en sê, ons weet hierdie man wat jou genees het, Jesus, is 'n sondaar. So daai woorde, ons weet. Dit is vir my hierdie kern van hierdie probleem. Hulle sekerheid in daai oomblik is die kern van hulle probleem, maar ook so die rede vir hulle blindheid. Hulle is so oortuig dat hulle reeds weet en net hulle weet hoe God werk. Dat hulle nie meer blind, dat hulle nie meer bereid is om te kan sien hoe God op 'n ander manier werk nie. Hulle is so seker van hoe God werk dat hulle nie oop is om verras te word deur God wat op 'n ander manier werk as wat hulle oë en verwagtings kan sien en verwag nie. So nou sien ons die ironie aan die ander kant, dat hierdie man wat blind was, nou weer fisies kan sien, ook so 'n pad van geloof loop. Hy groei in sy geloof. Nou wat sê ek? Vers 11, sien ons hoe hierdie blinde man hom net Jesus noem. Vers 17 lees ons hoe hierdie man hom, die fariseërs ondervra die blinde man, dan sê die blinde man, maar hy is 'n profeet, hy het my genees, so hy moet 'n profeet wees. En dan vers 38, nadat Jesus hom gesoek het, antwoord Jesus. En dan vra Jesus hom, ken jy vir Jesus? Ons gaan nou daarby stil staan. Maar dan sê die blinde man, ek glo Here. Wat beteken die ironie hier is? Die fariseërs, wat vir ons hier die voorbeeld, of in die konteks van die tyd, die voorbeeld moet wees van mense wat 'n verhouding met God het en Godvreesend is. Wat juis moet oop wees om te kan sien hoe God werk en verras. Is so selfversekerd, hulle is so 'n absolute waarheid, selfstandig en dit raak allemaal fundamentalisties om te sê, maar ons weet, en ons is so seker en ons weet, dat hulle blind is vir God wat opdaag. Blind is vir wat God doen in en om hulle. En die man wat fisies blind was, sien toenemend duideliker wie Jesus is. Hy kry nie net fisiese sig terug nie, maar hy kry ook geestelike siening. Hy begin ook geestelik sien, kom tot geloof. En die mense wat fisies kan sien, word godsdienstig as te ware blinder, want hulle raak al hoe blinder om te sien waar God werk. So, 'n ander teks, volgende gedeelte, wat ek dink in hierdie lydenstyd vir my ook baie belangrik is ek dink, en ek lees dit ook baie keer mis, miskien julle ook, is vers 34. Sien ons, nadat die fariseërs hierdie man 2 keer en sy ouers ondervraag het, verwerp hulle hom uiteindelik uit die sinagoge uit. Nou dit is weer eens vir ons nog 'n dieper vlak van ironie en hartseer. Want hierdie man het sig gekry, kan weer sien. So hy het fisies genesing beleef. Hy het weer 'n sosiale orde is herstel. Hy kan weer sien, hy is nie gebrek, hy het nie 'n fisiese gebrek nie. Maar die teenpool gebeur. Eerder as om op te gaan in sosiale status of eer, verwerp die fariseërs hom. En hulle gooi hom uit die sinagoge uit. Wat sê, hy verloor sy sosiale status, sy plek onder mense, hy verloor sy gemeenskap, as te ware. Die koste om geestelik te begin sien,
is 'n baie realistiese ding. En vir my en jou, en juist met die lydenstyd, dink ek is dit iets wat ons ook moet verstaan. Om geestelik te sien, het soms ook 'n prys. Om te sien waar God regtig aan die werk is, om reg te sien, te dink oor God, om reg te dink oor jouself, om reg te sien en te kyk na die wêreld en na jouself, kan soms juis konflik of die rede vir konflik wees tussen jou en die wêreld en die mense in die konteks waarbinne jy is. Maar dan eindig hierdie verhaal eintlik vir my met die mooiste goeie nuus, iets oor wie Jesus is. Dit is vir my iets wat ek voel ons baie mis, maar hoe Jesus reageer nadat hy verwerp is, die blinde man, sê vir my so baie van wie Jesus en wie God is. Ek lees vers 35. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgegooi het, en Jesus het hom gevind. So, hierdie soekende God bly aktief aan die werk. Dink Genesis 3, Skepper God, nadat hy sy hande vuil gemaak het, Adam en Eva doen wat hulle nie moes doen nie, en die verhouding is verbreek, hulle begin sien, geestelik, hulle begin sien, maar hulle is verwyder van God af, so mooi beeld, maar hulle besef hulle skaal, hulle kruip weg vir God, hulle speel wegkruipertjie met God. En van Genesis 3 af sien ons hierdie liefdevolle, soekende God, wat altyd wen met wegkruipertjie, Adam en Eva kry. En reg deur die Bybel kan ons dit sien, hierdie soekende God. En nou hier sien ons dit net so mooi, dat Jesus sien of hoor hy is verwerp. En hy los hom nie net nie. Jesus gaan soek hom aktief uit. Die man wat juis uit die geloofsgemeenskap, godsdienstige gemeenskap verwerp is, Jesus gaan soek hom. Dit is genade in aksie. Die Skepper wat nuwe oë gee, verlaat nie die mense om weer ook geestelik of fisies blind te raak en in die wêreld hulle stone te gaan stamp nie. Dan sien ons hierdie interaksie vanaf vers 35 tot 38. Dan sê Jesus, glo jy in die Seun van die mens? Vra hy vir hom. En die man antwoord, wie is hy, Here? En Jesus sê, jy het hom gesien. Dit is hy wat met jou praat. So hier is half hierdie hoogtepunt, iets gebeur, iets besonders gebeur. Die man wat pas sig ontvang het, hy kan weer sien, begin ook nou geestelik sien. En sy reaksie is om God te loof en Jesus te aanbid. So iets moois van 'n geestelike reis. Van hy was fisies blind, hy het God nie raak gesien nie, hy kon fisies nie raak sien nie. Hy het fisies begin sien, hy kon nuwe oë kry deur wat God gedoen het deur Jesus, maar ook so begin hy geestelik sien. Saam met dit is verwerping deel van hierdie pad, maar die soekende Jesus ontmoet hom daar en hy gee hom ook 'n nuwe realiteit, 'n nuwe werklikheid. En dan wil ek afsluit. Ek dink 'n teks, as ons 'n bietjie verder gaan in die Nuwe Testament, wat hierdie vir my baie mooi saamvat en ook vir ons ietsie gee om vorentoe te vat, is Paulus, Efesiërs 5, vers 8 tot 14. Paulus skryf in hierdie gedeelte vir ons iets baie mooi wat speel met hierdie lig, donker, sien. En dan lees ek, vroeër was julle in duisternis, of vroeër was julle duisternis, vergewe my, maar nou is julle lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig. So, hierdie stelling van Paulus is radikaal. Hoekom? Paulus sê nie dat julle was in die duisternis nie. Ek het dalk nou verkeerd gelees die eerste keer, maar daar staan, julle was duisternis. Deur Christus en wat hy kom doen, die soekende, aktiewe, liefdevolle God, gee julle 'n nuwe identiteit. So julle is nie meer duisternis nie, maar deur wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis en ons wat ontmoet word deur hierdie soekende, liefdevolle God, gee ons 'n nuwe identiteit. Nou is ons lig. Dan lees ons vers 11 tot 13 van Efesiërs 5 bietjie verder, hoe Paulus hierdie vir ons vat. Moenie deelneem aan hierdie onvrugbare werke van die duisternis nie, maar stel dit liewer aan die kaak. So Paulus gee hier 'n aktiewe oproep. Lig versprei nie passief nie. Lig ontbloot, lig wys juis wat ons nie kan sien nie. Kinders van die lig, ons word geroep om moed te hê en om dinge raak te sien in hierdie donker, bose wêreld en dan Christus se lig te laat skyn daarop. Om Christus se werklikheid sigbaar te maak vir die wêreld om ons. So kom ons
vat dit saam met Johannes se taal. In Johannes se taal en denke beteken dit dalk juis om God na te boots, om te leef soos hy leef, om te wandel in sy lig, om dalk soos die man wat blind was en genees is weer kan sien, om die moed te hê om te sê wat jy gesien het, om te sê waar jy God raak gesien het, selfs wanneer die wêreld om jou gaan uitban, verwerp, of indien dit jou iets gaan kos. Ek sluit af, Johannes 9, ek wil dit graag vir ons almal persoonlik maak. En hierdie persoonlike vraag gaan nie dalk noodwendig oor die blinde man nie, want hy het presies geweet, hy kon nie sien nie, maar Jesus het hom ontmoet en hom ook fisies genees. En deur daai optrede het ons gesien wie Jesus is as die seun van God. Hy was ook gehoorsaam met die blinde man, want hy moes gereageer het, hy moes die modder gaan afspoel het. Tweedens ook het Jesus hom ontmoet weer en hy het gesê, glo jy? So hy het sy oë oopgemaak, maar hy het ook 'n deelname gehad, intentionaliteit gehad om in te koop in hierdie nuwe wêreld van geestelik, maar ook fisies te sien. Maar iets wat ek dink ons baie mis, en miskien resoneer jy daarmee, is dat ons vandag soms meer soos die fariseërs is in hierdie verhaal, as wat ons graag wil erken ons is. Met ander woorde, hulle het gesien dat hierdie man genees is, dat hy weer kan sien. Hulle het sy getuies gehoor, hulle het self sy ouers ondervra, maar aan die einde het hulle so vasgestaan aan hulle, ons weet, dat hulle blind is vir God, wat in hulle oomblik hulle ontmoet het, en God gewerk het, en hulle dit misgesien. So die gevaar is dat ons soms nie soos hierdie blinde man is nie, maar soms meer soos hierdie fariseërs is wat ons is. Wat beteken? Dat ons met hierdie absolute sekerheid kan sê, maar ons weet, en net ons weet, en net ons is reg. Maar dat ons nie meer spasie skep, oop is vir God om op te daag, en ons te verras, juis buite ons geuite maniere of verstaan nie. Met ander woorde, 'n paar vrae. Waar is jy dalk blind in jou lewe? Is jy dalk blind as jy na jou eie lewe kyk, oor hoe jy ander mense behandel, jy dink jy's reg, jy sien nie raak hoe jy ander mense verkeerd behandel nie, oor jou eie gebrokenheid, jou eie sonde in jou lewe, is jy blind voor, dalk is jy blind juis vir ander mense, jy sien nie dieselfde mense, met ander woorde dieselfde oë, met God se oë nie, met ander woorde, jy sien nie mense raak in hulle lief soos wat God hulle lief het nie, jy oordeel mense, jy besluit self wie's ingesluit in God se koninkryk en wie uit. Miskien is jy blind vir God self. Die beeld, die prentjie, die verstaan wat jy het in jou kop is soos hierdie fariseërs om te sê, maar ons weet, God werk net binne hierdie verstaansraamwerk. Binne die boksie. Enigiets wat buite dit is, kan nie van God daar wees nie. Die goeie nuus is dat hierdie aktiewe, liefdevolle God is vandag ook hier aan die soek. En hy ontmoet jou hier waar jy is vandag. Jesus buig af op die grond. Hy maak sy hande vuil, hy maak modderkoekies. Hy sit dit op jou oë en hy vra, gaan was dit af. Sodat jy ook nie net fisies kan begin raak sien waar God aan die werk is nie, maar ook fisies kan begin raak sien waar jy jouself blind is vir jou eie lewe, blind is vir ander mense, blind is vir God in hierdie wêreld. Gaan was dit af, sodat ons saam met hierdie blinde man kan getuig van Johannes 9. Ek was blind, maar nou kan ek sien. Kom ons bid. Vader wat in die hemel is, dankie vir die liefde en die goedheid en dat U 'n liefdevolle soekende God is, wat U self openbaar en ons kom ontmoet hier waar ons is. En Here, ons is so blind vir ons eie donkerte, vir ons eie tekortkominge, vir ons eie moeilikheid. Ons is so blind vir ander mense, ons is so blind soms vir U, wat om elke hoek en draai ons verras, maar ons is te blind om dit raak te sien. Here, help ons vandag, dankie dat U ons kom modderkoekies bak en ons oë wil kom genees. En laat ons ook die verantwoordelikheid vat, intentioneel is, om hierdie af te gaan was, Heer, sodat ons hemelse sig kan begin kry. Sodat ons kan begin kyk soos wat U kyk na onsself, na die mense, na die wêreld. Sodat ons ook mense is wat in die lig wandel, om U koninkryk te verkondig en uit te wys vir die wêreld waar ook al ons is. Heer, ons vra dit natuurlik nie om ons te verdien nie, maar alleen uit U seun en ons verlosser se naam, in naam van Here Jesus Christus. Amen.
Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.